Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Woensdag 7 Januarie. Vrug van die Evangelie. Kom ons open met gebed. Liewe Jesus, ons sê vir u vreeslik baie dankie vir weer eens die voorreg, liewe Heer, om hierdie studie te kan bestudeer. Ons bid en ons vra vir u hand en u seën tydens hierdie bestudering. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Paulus se verhouding met die Kolossense was anders as sy verhouding met die Filippense. Hy het hulle ingesluit onder die wat my aangesig nie in die vlees gesien het nie, volgens Kolossense 2 vers 1. Nietemin verseker Paulus hulle, net soos hy die Filippense verseker het, dat hy God vir hulle dank en dat hy altyd vir hulle bid. Lees Kolossense 1 vers 3 tot 8. Vir watter 3 dinge dank Paulus God? Ons lees Kolossense 1 vers 3 tot 8. Ons dank die God en Vader van ons Here Jesus Christus altyd as ons vir julle bid, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en julle liefde tot al die heiliges, vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie, wat julle sowel as die hele wêreld bereik het, en dit dra vrug, net soos onder julle ook. Van die dag af dat julle dit gehoor het en die genade van God in waarheid leer ken het, soos julle ook geleer het van Epaphras, ons geliefde mededienskneg, wat 'n getroue dienaar van Christus vir julle is, wat ook julle liefde in die Gees aan ons te kenne gegee het. Kolossense 1 vers 3 tot 8. Paulus bring die 3 deugde saam, wat hy ook op ander plekke noem: geloof, hoop en liefde. 1 Korintiërs 13 vers 13 lees, en nou bly geloof, hoop, liefde. Hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. 1 Tessalonisense 1 vers 3 lees, en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus voor ons God en Vader. 1 Tessalonisense 5 vers 8 lees, maar laat ons wat in die dag is nugter wees met die borswapen van geloof en liefde aan en as helm die hoop op die saligheid. Let daarop dat Paulus nie die Kolossense vir hierdie dinge krediet gee nie, hy dank die Vader daarvoor, omdat soos Jakobus sê in Jakobus 1 vers 17, dit onder die goeie en volmaakte gawes is, wat ons van God ontvang. Wanneer ons die liefde sien wat God vir ons het, lei dit ons tot geloof in Christus en ons ontvang die hoop van die hemel. Efesiërs 2 vers 4 tot 8 lees, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeue wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Jesus Christus, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Efesiërs 2 vers 4 tot 8. Petrus beskryf dit as 'n onverderflike en onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemele vir julle bewaar word in 1 Petrus 1 vers 4. Paulus beklemtoon ook dat die evangelie betroubaar is, omdat dit gegrond is op die woord van die waarheid. Dit is 'n uitdrukking wat Paulus elders gebruik met verwysing na die geïnspireerde woord van God. 2 Korintiërs 6 vers 7 sê vir ons, in die woord van waarheid, in die krag van God, deur die wapens van die geregtigheid in die regter en linker hand.
2 Timoteus 2 vers 15 sê ook vir ons, let jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Anders as die woord van mense, werk dit kragtig in die wat glo, 1 Tessalonisense 2 vers 13, en volbring dit God se wil. Jesaja 55 vers 11 lees, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Jesaja 55 vers 11. Daarom, wanneer die evangelie verkondig word, word die krag van God geopenbaar deur die werk van die Heilige Gees in die harte van die hoorders en mense reageer. Die evangelie self bring vrug voort, omdat dit die woord van die lewe is, Filippense 2 vers 16. Wat dalk die merkwaardigste is die verspreiding van die evangelie in so 'n kort tydperk. Binne ongeveer 30 jaar na Christus se dood en opstanding, kon Paulus reeds sê dat dit in die hele wêreld versprei het in Kolossense 1 vers 6. Bietjie later in dieselfde hoofstuk sê hy dat die evangelie aan elke skepsel onder die hemel verkondig is, Kolossense 1 vers 23. Die uitgebreide Romeinse padstelsel het vinnige kommunikasie en reis moontlik gemaak, wat veroorsaak het dat Paulus se briewe so wyd en vinnig versprei kon word. Maar dit is die krag van God wat deur die woord werk, wat geestelike lewe in 'n mens voortbring en iemand 'n nuwe skepping in Christus maak. Jakobus 1 vers 18 lees, volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. 1 Petrus 1 vers 23 lees, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. 2 Korintiërs 5 vers 17 lees, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Besprekingsvraag. In Kolossense 1 vers 5 skryf Paulus oor die hoop wat vir julle in die hemel weggebere is. Wat is jou begrip van daardie hoop en waarom geld dit persoonlik vir jou, selfs al is jy werklik onwaardig?